Assalamualaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag kuier ek in die kombuis saam met Malika Nakadin. Hallo julle. Luister, ek het vergeet verlede week om vir julle te sê, maar ek wil net vir julle alles van die beste toewens vir die nuwe jaar 2025. Jette, ek hoop julle het 'n lekker Kersfees gehad en 'n nuwe jaar. Maar ek gesels lekker hier met 'n Antie in die kombuis, maar voor ek gou met haar gesels wil ek vir julle sê, hierdie seisoen 34 is geborg deur Choice Perfect Spices. Assalamu alaykum Auntie Malika. Waalaikum salam, Auntie Happy. Ek is altyd lekker. Hoe gaan dit met Auntie? Ek is baie goed. Lekker goed. Asoma lekker goed. Nou Auntie Malika, vertel gou nie vir my nie, ek weet wat jy gaan maak, maar vir ons kykers, wat maak jy vandag vir ons in die kombuis? Vandag gaan ek butter chicken kook. 'n Butter chicken. Ja. Okay. En watse bestanddele het ons nog gou hierso? Ons het tomatenpuree, Ja. Tomatenpuree of tomatenpaste? tomato puree. Puree, okay. Ja. Is hy 'n blikkie of wat is dit? Dis 'n blikkie. Ja. Dis 1 blikkie tomato puree. Ja. 1 blikkie coconut milk. Goed. Curry leaves. Garlic. Gimmer, garlic and ginger. Yes. Garam masala. Cayenne pepper. En tandoori masala. Alright. Doen my net gou 'n gunsie as ek, hoeveel van hierdie speserye is hier in hierdie bakkies? 3 lepels elk. Praat ek van teelepels of eetlepels? 3 teelepels. Okay, teelepels, ja. En daar is Dania, Ja. fresh cream, Okay. yoghurt, plain yoghurt. Ja, ek wil nog net daai vraag weer gevra. Ja. En dan hier, wat is hier? Daar is sout. Sout en dan sien ek hier was dit 'n twee wet spices. Ja. Ons gaan nie die name noem nie, maar ons het 2 wet spices. Twee Okay. wet spices. En as ek nou hierdie gaan gebruik, hoeveel lepels gebruik jy van hierdie wet spices? 2. Van 2 die teelepels van hierdie en van hierdie. en 2 lepels. Okay. Teelepels elk. Okay, maar nou voor ons gou verder gaan, sit maar vir my die stoof aan en so aan. Ek wil net vir julle sê Auntie Malika se ywe sal reeds op. Ek het gesê sy moet net brys. Julle weet ek en ywe is nie vriende nie. Julle weet die ywe vat amper ons hele tyd op. So die ywe is daar in Auntie Malika. Is dit net die ywe daarin of is daar nog iets behalwe die ywe in? Die ywe, botter en curry leaves. Curry leaves. Ja. Hoeveel curry leaves? Hoeveel boter? 100 gram botter Okay. en 8 curry leaves. Okay. Nou, wat gebeur nou verder? In die oond, Ja? in die oond het ons 1 kilogram filletpoeder Wat jy opgesny. wat opgesny is Ja? En dit wat is hy gespies dan dit lyk hy is gespies met sout, Yes. 2 teelepels Okay, wet spice. butter chicken wet spice, ja, en 2 lepels butter chicken masala. Alright. Maar nou ek gaan nog vir eerlikwaar sê, dit is nou die eerste keer, nie die eerste keer nie, maar wat ek nou bedoel is, dis nou weer 'n nuwe metode vir my. Want ek het nou nooit, as ek butter chicken maak, het ek nou nog nooit so gedoen in die pot nie. Dit gaan gewoonlik mos sommer dadelik in die pot. So, hoe het jy nou besluit op hierdie nou? Dis Hierdie kan sit. die rede hoekom ek dit so Ja? gedoen het, vir meer flavoring Okay. en 'n goue metode. Okay, lekker. Want ek kan vir julle sê, wat ek wel in die oond doen is wanneer ek die frikadelbolle maak in die pot. Dan sal ek die frikadelle in die pot, in die oond sit, sodat dit net kan lekker firm raak. Ja. Want as ek hom in die pot gooi, dan breek hy nie uitmekaar nie. Dit daai is, ek het nou net nog hierdie gedoen nie. Ja, ek moet altyd in die shot kom, maar nou almal staan vir my bietjie sien. Ons kykers kan jou nie lekker sien. Okay. Okay. Gaan julle vir Auntie nou sien? Daar sê. So Auntie, moenie daar gaan by Auntie Elsie nie, los van Auntie Elsie man. Staan hier by my gesels met nie Begin jy alweer? Dis 'n nuwe Gesels met jaar. my, Dis okay. nice. So die So waar toe gaan aan hierdie gaan nou almal in die pot. amulet. Okay. Alright, kan ek hierdie kan sit so lank? Nee, daar sê. Dit met Eerstens die gimmer Ja.
Die garlic en ginger gaan ek nou gaan in. Alright, ek gaan maar daai vir u los sodat u met daai alles haar ingooi, want u sal nog beter nou weet wat ek hoe en alles daai. Nou, Auntie Monica, as ek nog maar vra, Ja. butter chicken. Butter chicken is mos nou, like deesdae maar vir baie van ons mos maar 'n eenvoudige dingetjie. Ja. Is dit ietsie wat u nou ook dan dink is eenvoudig genoeg of is dit maar net gou genoeg? Butter chicken, dis, ek sal nie sê net eenvoudig nie. Ja. Dit is 'n gou kos wat baie mense hou daarvan. Ja. En die butter chicken hoender Ja. kan jy ook in 'n pasta maak. Okay. Ja. Ek sien nou wat jy bedoel. Ja. Okay. Dis twee van my spesiale dishes wat ek hou van om te maak. Luister, ek sê ek is nou so lekker bly om nou te hoor. Minstens Auntie Monica praat Afrikaans, né? So dis lekker. Nou Auntie Monica, as jy praat nou van kos maak, Ja. wat is die spesialiteit wat jy nou altyd hou van om te doen? In kos. My kos, Yes. ek is baie lief vir mince curry. Okay. I love making mince curry and tandoori chicken. Kyk hier nou, julle nou gesien. Nou begin Auntie Monica vir julle te lag, né? Want sy gesels nou nie eens meer met my nie. Sy gesels nou met julle. Sien julle nou daai? Nou ek gaan nou nie kwaad raak nie. Ek gaan dit nou net so los. Laat sy maar vir julle mos maar nou bederf met alle stories. Okay, Auntie Monica, Kan wat nou? Wat gaan jy? Vertel vir my, wat nou? dit is die Ja. tomatie puree gaan nou in die pot. Goed. En as ek nog mag vra, al hierdie speserye en tomatiegoed wat nou met ingaan, hoe lank moet hulle gou nou kook voor sê wanneer die hoender moet ingaan en so aan? So vir min of meer dan 5 minute. 5 minute. Alright. Nou terwyl Auntie van besig is om haar goedjies in te gooi, bly julle net daar. Ons is nou weer terug. Jong, ek gesels nog altyd saam met Tante Monica hier in die kombuis en ek kan vir julle sê, hulle weet daar is mos altyd die gelagger en die mekaarheid agter die skerms wanneer ek vir julle sê om net daar te bly. En ek lieg nie vir julle nie. Dit is die waarheid. Nou, Tante Monica, die tomatiepure, eiwe en botter en garlic en ginger en goed is daarin. Ja. Wat gaan nou nog verder in? Verder gaan ek die coconut milk. Maar nou kom ek sê ek het nie coconut milkie. Wat kan ek gebruik? As jy nie coconut milk het nie, Ja. dan kan jy net die plain yoghurt Ja. insit Okay. en jou fresh cream. Yes. The actual thing Ja. that the coconut milk does, it's for creamy. To make a more creamy butter chicken. André kan maar daai ingooi en dan kan maar wat ewe in die pot ingaan. Maar dan moet ek ook nog weet, ons het nou hier van die lug af gesels en ek het gehoor Auntie Monica het gesê dat u is 'n preschool teacher. Vertel gou daar vir ons kykers 'n bietjie van daai. Ek is vir 21 jaar is ek nou 'n preschool teacher. Ja. Maar ek gaan ek sal Kyk in die maand, Los vir hulle kan nie vir Auntie terugpraat nie. Ek kan terugpraat. ek gaan nou 'n skool van my eie oopmaak. Ja. Lekker girlfriend. Hi. But that's more sweet. Maar Auntie Monica, ek moet ook eens daarom nou sê, is dit nie baie werkie? Dit is baie werk, maar as jy passionate vir kinders is, children will always be my passion. That was always what I dreamed to be a teacher Okay. and also to have my own business, which I decided that is what I'm going to do this year. Nou sien julle,
Jy moet jou eie goals moet jy set en jy moet gaan vir jou goals. Gaan vir jou goals en laat niemand vir jou vertel van sy kan nie en sy witty en sy wetty en al die 112 voetes. Moenie laat mense vir jou daai vertel nie. As jy glo in jouself dat jy kan dit doen, then you go for it. As ek reg of verkeerd aan die man. As ek reg of verkeerd, reg, Absoluut. wat reg. Moenie mense vir jou laat afdruk en sê die en die en al die klompie. Sy is te dom of sy is te stupid of sy weet nie wat nie. en mense is nooit te oud om te leer nie. Dit is mense wat nou nog leer. Ja, natuurlijk. Ek weet nog nie so mooi nie, maar ek het gehoor altyd van groterige mense wat nou eers hulle matriek klaar maak, Ja. nee? Maar maar jy moet ook nou daai passie moet jy nou het om te gaan leer. Om dit nou klaar te maak en ek is jammer om te sê maar ja, dat is nou nie my ding. Ek het nou nie my matriek klaar gemaak het. Dit kan ek julle eerlikwaar sê, maar my hart is nou nie daar om matriek klaar te gaan maak nie. Nie op hierdie ouderdom nie. Dit gaan ek nou regtig wel sê. Maar ek gaan dit vir ander mense. Oh yes, definitely. Definitely. Bijvoorbeeld, ik kan van de Elsie helpen om nou nog te doen wat de Elsie wil doen, you know. En waar de Elsie nou nog wil gaan. I no problem in helping her. Of iemand anders, maar voor mij, los maar voor mij. So wat was Auntie Abida is kwalifikasie altyd? Nou kijk nou hier. Ik vraag die vraag en nou word ik nou zomaar onderhoud hier in gedoen. Sy is jou vandag. Kom, vraag. Kijk nog op die Dit is story die nou. eerste keer wat ek nou vir Auntie Abida ontmoet. So Ja. ek sou ook lyk om Een beetje meer van mij Ja. te leren. Oké, nee, kwalificaties gaan ik veel zeggen, voor Antie sê, ik heb die kwalificaties in, ik heb nog al een paar jaar, maar dat is nog niet een school. Hoe kan ik nou zeggen, een school ding is nie. Dat is maar nou in wat ik nou onlangs, een certificaten en goeders wat ik nou gedoen heb. So ik heb die certificates en goeders wat ik heb. Maar die was nou een beetje meer een IT goeders wat ik nou bezig is om te doen. En ik wil nou volgende jaar, ik heb nou voor mij geregistreerd om een hele jaar IT, computers, cellfone wat ik wil recht maak. So ik is nou gedinge se vir daai. Geregister vir daai. So een van die dae is ek 'n IT girl. So oh lovely. yes. So Antie kan ek 'n lappie kry en dan. So dis basies maar al wat ek nou het in kwalifikasies en wat ek gaan het in kwalifikasies. Maar matriek nee, daai het ek nie en wil ek matriek gaan klaar maak? Nee, hy. So gou en skoolbanke sien nou vir my nie so nou. Ek sal maar daai maar los. Of jy nou maak toe op 'n paar yoghurt sê dit kan in. Die Antie het klaar het oopgemaak. Die Antie het dit klaar gebruik. Nou hoe kyk aan die Elsie, hè? En sy Ek het het dit dit nog nog nie nie ingesit nie. Ek gaan nou refresh die mense. Die man, en die Elsie het eers gesien dat die Antie het oopgemaak Ek het. het gesien sy het oopgemaak, maar sy wil dit uit die houtjie uit. Sien julle nou hoe Lola die Elsie nou weer eerste met my. Bly julle nou net daar so. Ons is nou weer terug. Ek gesels nog steeds met dat die Malika en die Kophuis. Ek kan weer sê, as amazing, hoe mens baie keer oor jou woorde kan val, né? Maar ay, nou ons los dit vandag. Antie Malika, gou net weer herinnering. Wat het die alles nou weer in die pot gegooi? Want kyk hier party van ons mense, hulle skel my uit want as die resepte nou nie op die prose pages sien, so hulle sit baie keer sit hulle daar met 'n pen en 'n boek en dan skryf hulle sommer gou weer neer. Okay. Gou. Wat is nou alles in die pot en dan gaan ons gou met hoeveel en wat het jy gebruik? Daar is Ja. Hoeveel eiwit? Een ei, Ja? 100 gram botter, Ja. 8 curry leaves, Okay. 3 teelepels garam masala, Yes. 3 teelepels tandoori masala, 3 teelepels cayenne. Ja. Ek weet even wat die noem van cayenne pepper te dink. Ek maar dacht, joh, wanneer laas het ek hy woord gehoor cayenne pepper?
Ek sal altyd onthou wat die ou mense altyd gesê het van die klein peper. 6 Knoffelhuisies. knoffelhuisies, Ja, 6 6. Okay, ja. 600 en miskien so 30 gram gemmer. Yes. Ook fyn opgesnip Goed. en dan simmer dit. Dan gooi jy in jou tomato puree, Ja. coconut milk, fresh cream, your yogurt, salt, Ah, good. and then it simmers again. Ah. And then lastly, Ja. your marinated chicken, which was baked in the oven for about 7 minutes, goes into the pot, into the gravy, Ja. and sprinkle your dhania on top, and then for the Wat? So as hy nou genoeg gesprinkel en gekook daar vir die hoender Vir die miskien nog hoender, in te ja. gaan. Ja. So gaan jy nie nou die ingooi nie. Gooi dit in na die hoender of sommer voor die hoender. voor die hoender. Voor die hoender. So dit is dan nie klein jou, né? Ja. Ek gee maar vir u aan dat. Ja. Papida. Ek het gewag vir daai ene. Sy kan ons nie die mense se kos uitlos nie. Moet altyd daar vingers in die pot te druk. Nice and soft, that I can tell you. And it does have a lekker flavor. So as ek gou weer mag vra aan die Malika, wat is nou weer hierin? Salt, Ja? 2 tablespoons Ja. butter chicken, wet butter chicken spice, Okay. and the butter chicken masala. Ah, en dan wat maak die olie? Is dit van die water van die hoender? Dis botter. Ja, baie. Botter, so weet botter ook in gesluit. Botter, so 8 blokkies botter. Goed. Okay. Nou kan ek vir jy maar aangee, dan kan jy maar net in kras. Ja. Das. Okay. Ja, ek moet sê nou van hierdie method, né? Maar dan dis 'n ding wat ons sê altyd doen, want ons gooi mos die hoender, ons maar net sommer direk in die pot. Okay. Maar ek moet vir julle sê dit is lekker sak, ja. Baie lekker sak. En hoeveel breesporsies het jy nou hier? Dis 1 kilogram. 1 kilogram. So dat is omtrent about 3 tot 4? Ja, omtrent. Dat is 4. Ja. Ja. Dat is omtrent zo 4 van daar. Sjoe. Ik weet hem nog niet van jullie, niet? Maar ik kan voor jullie zeggen, die auntie kan koken. Auntie Marika kan die ook bakken. Ek kan bak. Ja? My speciality in bak is eclairs. Vra maar vir my vriend van Ika as sy kan vouch vir my eclairs. Hoe zo zij weet van haar. Zij weet van haar story. Eclairs en chocolate rings. Ja, verkoop je dat ook? As mense order of vra, ja, en dan sal ek. Okay. Alright, maar dat is nog niet een ding wat, nou, wat ik zou zeggen, hou je elke dag bezig is. Je is meer bezig met die preschoolgoeders en zo aan. Ja. Okay. Alright. Nou zie, een mens heeft je vrouwens nodig, ne? Van kleins af. Whether ze nou klein, middel of groot is. Ze heeft altijd een juffrouw nodig. En wat is jouw juffrouw? Jouw juffrouw is ook moest naar jouw ma bij de school, nee? En ze is meer bij de school, ik denk, als bij de huis. Ik denk zo. Ik denk zo. En de Malika, kom ik zei nou, je gaat nou uit voor die dag. Ja. Nou kom je terug. Nou wil je moest nou iets maken om te eten. Maar alles is nou gevries. In die vrieskas. Wat is die go-to ding om nou gauw ietsie aan elkaar te slaan? Want nou alles is nog gevries, nee? So wat nou? As dit gevries is, ek kan sal die hoender uithaal. Okay. Filet hoender. Yes. Ek defrost dit in die microwave. Ek sal hom defrost. Okay, yes, en dan? Dis as ek nou 'n hoender dish wil hê. Okay. As ek niks hoender
het nie. Ek sal net 'n pasta. Asian pasta. Okay, wat nou nie 'n vleis ietsie nodig het nou meer. Okay, dan gedai weer. Ek weet nie en ek kan dit nou nog nie verstaan nie. Hoe julle mense kan sê julle kan gefriesde vleis of hoender defrost in 'n blerrie microwave. Abida, jy moet uit die kas uitkom asseblief. Die microwave werk. Moenie wanneer jy ou skool is nou kom Hanna vir spyt nie. Kyk hier, hoender kan miskien nog gekom het nou. Maar vleis. Ek sal No. nie vleis. No, definitely not. Daai bloed en goed wat nog in hy vleis is. Soos ek weet sê, miskien nog hoender. En dan kom ek nog regtig probeer dit goed daar uit te maak vleis. Okay. Wat betuig van julle werk het so? Ja. So sê net ja. Sê net ja. Maar die Island wave, Abida, smiling wave. No. Net soos julle nou al weet, eet ek die pronsie want as hy prons nou eers so staan met sy voorhare en sy oogies wat vir my aankyk, no, thank you. Net vir daai alleen sê ek, en luister, bly julle nou net daar so. Wanneer ons terugkom, gaan ek daarom die auntie se butter chicken lekker proef. Nou ja, ek kan vir julle sê, die Auntie Malika se butter chicken is complete en ek gaan nou lekker proef. Nou Auntie Malika, gee vir my so 'n bietjie van die lekker butter chicken man. En terwyl Auntie Malika dan gou vir my 'n bietjie skep daar, 'n bietjie om te proef, nie 'n bietjie om te vreet nie, né? Dis mos wat Auntie Elsie gedurig sê. So ja, terwyl Auntie Malika gou daar vir my 'n bietjie skep, wil ek net vir julle herinner om te sê dat seisoen 34 is geborg deur Perfect Choice Spices. En soos hulle kan sien so, né? Kyk nou net. Auntie Malika, daar is eers 'n bietjie genoeg loop. Daar is genoeg. Ek gaan ons weer agterna seker. Ja, seker agterna ons kom. Dan. Auntie Elsie, sjoe. Wat hierdie bietjie lekker curry leaves. Oh my goodness. Wow. Auntie Malika, hulle sê ons altyd, wat is 'n curry sonder Tanya? En dan ja, immediately kan jy mens proe Tanya maak 'n house of roses kom. Look. Laat ek gou by die hoender kyk, omdat ek het even geproef. Kijk, ek sit net nie vat deur haar briekie stuk hoenders vir my. So het wys nou net vir jou hoe sag as dit is. Hoe sag is dit? Absolutely amazing. I'm so glad Auntie Abida's enjoying it. Definitely. It was my first time ever that I was asked to do something like this. There's always a first time. For everything. Yeah. Yeah, definitely. Kijk net hoe wij zijn gemaakt van mij. Ik ben nog op brood. Ik ben ook van mijn innerlijk. Of vreet. Oh. Maar nou, Auntie Malika kan je zien, dat gaan achter die scherms aan. Hè? Maar ik wil dan ook voor je zeggen, ons is geboren door Perfect Choice Spices. Maar wat ik wil dan voor je zeggen, positief feeling, maar jullie is van Auntie Malika. Oh, sugar. Ik geef dan ook voor jullie pakje, nee? Zo, wanneer ons nou af van die lucht afgaan, dan kan je dit maar nou net weer in die pakje zetten, nee? En wil ik net You cry so much. Ik, Auntie Elsie, Uncle Mark, Boeta Ibrahim en die gereis van die woord, julle weet ons het altyd al gehoor, ons gaan nou veel verder, te lekker pluk. Lekker vreet. En ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Malika Nakadin. Tot volgende keer, mooi bly, ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir Faika Agedin in haar kombuis.